kan so lank blaai na Handelinge 17 toe. Nou voor ek begin met die gedeelte, gaan ek net eerstens sê dat hierdie nie 'n maklike konsep is nie. As die konsep was die afhanklikheid, dan is dit maklik, is een sin. Maar die onafhanklikheid is een van die dinge waaroor die filosofe al deur al die eeue verskriklike filosofiese debatte gehad het en baie boeke is al oor dit geskryf. Want dit gaan in wese oor die bestaan van God en by implikasie die bestaan van alles. So dit is 'n moeilike gedeelte om te verstaan. Ons gaan saam lees uit Handelinge 17 van vers 22 tot vers 25. Nou, hier is 'n temapreek, so ek bely voor die tyd dat dit 'n temapreek is. Hierdie is nie exposerend in die sin van dat dit 'n spesifieke gedeelte in sy konteks, in die nabye konteks nie. Hierdie gaan oor om spesifieke waarhede wat die skrif leer vir ons uit te lig. So, Handelinge 17 van vers 22. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer, sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. En dan die fokusvers in 'n sekere sin. Ook word hy nie deur mensehande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Net tot sover. Nou, gaan net nog 'n gedeelte gelees, Psalm 50 vers 9 tot 13, dat dit hierdie konsep vir ons ook verder verduidelik. Psalm 50 vers 9 tot 13, hy begin daar en sê hy, ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? So retoriese vraag en die antwoord is nee, want God het nie enigiets buite homself nodig vir sy bestaan nie, ons sal dit nou sien. En dan Job 41 vers 2, bekende gedeelte wat die vraag gevra word, wie het eerste aan my gegee, dat ek hom moet vergelde, wat onder die ganse hemel is myne. So dis die gedeeltes waarna ons gaan kyk, hoofsaaklik Handelinge. Nou, die leerstelling vanaand is die onafhanklikheid van God. Die Engelse woord, 'n groot woord, wat ons nie meer gebruik nie, the aseity of God. Kom van die Latynse woord a-sei, wat beteken uit homself. Nou die onafhanklikheid is doodeenvoudig, dit verwys na die feit dat God niks buite homself nodig het vir sy bestaan nie, en dat niks van buite af die bestaan van God kan beïnvloed nie. Ok. So by implikasie beteken dit, hy is volmaak in homself, sonder enige tekort, sonder enige behoefte van iets wat buite hom is. Nou dis wat Handelinge 17 vir ons sê. As ons hom kom dien, dan is dit nie omdat hy behoefte daaraan het nie, dis omdat hy dit kort nie. Dis nie omdat daar 'n leemte is in wie God is nie. Nou dis die leerstelling. Nou, wat beteken die leerstelling vir ons? Dat God onafhanklik is. Wel, eerstens, dat ons met ander woorde afkomstig van God is. As hy die een is wat onafhanklik is, wat met ander woorde bestaan, voordat die skepping al bestaan het, dan is die bestaan van die skepping 'n gevolg van sy bestaan. Sonder hom kan dit nie bestaan nie. So met ander woorde, ons is afkomstig van God en die hele skepping. Nou wat beteken dit nie vir ons nie? Beteken nie, omdat God onafhanklik is en nie ons nodig het nie en nie deur die skepping beïnvloed kan word nie en volkome in homself is, dit beteken nie dat omdat dit waar is, dat God nie met ons enigiets te doen wil hê nie. Hierdie leerstelling maak nie God onpersoonlik nie. Okay, inteendeel. Dit maak die feit dat God wel na ons toe kom soveel meer persoonlik en ons sal dit sien. Nou, daar's implikasies as hierdie waar is.
Nou, hoofsaaklik 2 implikasies. Die eerste implikasie is dat as dit waar is dat God volkome in homself is, dan beteken dit hy het nie geskep omdat hy eensaam was nie. Okay, nou daar is baie mense daar buite wat hierdie leerstelling het, wat sê God was eensaam en hy het vriende gesoek, hy het 'n gesinnetjie gesoek en hy het maats gesoek en as gevolg daarvan het hy geskep. Nou eerstens, dis lasterlik om dit te sê, want dis 'n direkte ontkenning van wat die Bybel leer oor wie God is. Okay. So dis die eerste implikasie. God was nie eensaam en daarom het hy geskep. Nou, suig dit nie uit nie. Dit kom uit die Bybel uit. Johannes 17 sê dit vir ons. Johannes 17 vers 5. Jy kan daartoe blaai. Daar staan, sien Christus se hoëpriesterlike gebed, dan sê hy in vers 5 van Johannes 17, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. So voor die wêreld was daar 'n heerlikheid wat reeds bestaan het, tussen die Vader en die Seun. Spring af na vers 24 van daai selfde hoofstuk. Sê Christus, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my eerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Nou, hierso is weer eens hoekom die drie eenheid belangrik is. Voordat die skepping bestaan het, was God. Voordat die skepping bestaan het, was heerlikheid daar gewees. En liefde, wat verwys na verhouding. Christus het heerlikheid aan die Vader toegeskryf, die Vader het aan Christus heerlikheid toegeskryf en daardie verhouding het geopereer. God was nie eensaam nie, hy was in 'n volmaakte verhouding met homself. OK. Nou, as dit waar is, dan gaan dit enige leerstelling van dat God geskep het uit 'n tekort uit die weg ry. Dis die eerste implikasie dan daarvan. Tweedens, dit beklemtoon die feit van kommunikasie. Kommunikasie kom van God af. Dit was voor die wêreld geskape was, voor mense al daar was dit al daar. Dis 'n eienskap van wie God is. Hy is die God wat homself aan ons kom openbaar. Hy kommunikeer homself deur sy Seun aan ons. Okay. Nou die heerlikheid wat die Vader toeskryf aan die Seun en die heerlikheid wat die Seun dan toeskryf aan die Vader kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat ons toeskryf wanneer ons die Here aanbid nie. Al vat ons al die gelowiges oor al die eeue, sit hulle op een plek. Ons gee hulle die beste lied met die beste teologie, met die beste instrumente en ons laat hulle sing uit volle bors. Is daai heerlikheid nie vergelykbaar met die heerlikheid wat bestaan het tussen die Vader en die Seun nie. Kan nie vergelyk word nie. Dis heilige heerlikheid, ander heerlikheid. Nou, as dit waar is, dan beteken dit, hy is nie afhanklik van ons vir sy heerlikheid nie. Met ander woorde, die feit dat God heerlikheid besit en dit het, is nie omdat ons dit vir hom gee nie. Dit is belangrik. En dit het implikasies verder ook. Hy is met ander woorde nie koning oor ons sy onderdane is nie. Hy is nie genadig oor hy die mens red nie. Hy is nie regverdig oor hy sonde straf nie. En hy is nie God omdat hy wonderlike dinge doen nie. Nee, dis die omgekeerde van dit. Hy is heerlik in homself. En daarom sien ons sy heerlikheid. Hy is koning in homself. En daarom het hy onderdane geskep. En al was die onderdane nie daar nie, was hy nog steeds koning. Want dis wie God is. Hy is genadig en daarom bewys hy genade. Hy is nie genadig omdat hy genade bewys het nie. Dis uit wie hy is wat die genade vloei. Dis 'n belangrike paradigma skuif wat ons moet maak. Anders mis ons wie God is. Hy is regverdig en daarom straf hy sonde. Hy straf nie sonde en daarom is hy regverdig nie. Baie belangrik. So, hy is God, daarom doen hy wonderlike dinge. Hy is nie God omdat hy wonderlike dinge doen nie. En dis van toepassing op elke eienskap van God. Ons kan nie een eienskap vat en dit skuif van 'n ander nie, of elke volkomenheid, die mooi woord vir dit. God se liefde is, wanneer ons hierby kom, nie liefde omdat ons liefde voel nie. God se liefde bestaan omdat
God is. Al het God nie die mens geskape nie, was hy nog steeds God van liefde. 'n God van genade, 'n God van regverdigheid, want dis wie hy in homself is. So hierdie eienskappe bestaan nie omdat ons bestaan nie, dit bestaan omdat hy bestaan. Okay, dit bring ons dan by die afhanklikheid, die onafhanklikheid van God, wat ons na kyk. Dis omdat hy bestaan, wat ons bestaan. Nou, die mens se bestaan is totaal afhanklik van God. Want, as God nie bestaan het nie, dan kon hy nie uit niks iets gemaak het nie. Want niks kan nie iets voortbring nie, dan moet iets wees. En dis die eerste gedeelte in die Bybel. In die begin het God, hy het kom skep. Uit niks uit, het hy wat bestaan het, geskep. As dit nie vir dit was nie, dan het ons nie bestaan nie. Okay, nou dis wat Psalm 90 ons leer, Psalm 90 vers 2. Voordat die berge gebore was, en die aarde en die wêreld voortgebring was, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. So voordat daar nog 'n skepping was die Here reeds God. En dis hoekom hy dan, wanneer hy homself aan Moses openbaar in Exodus 3, in vers 14 kan sê, ek is. Nie ek is iemand wat word nie, ek is nie een wat sal wees nie, ek is. Volkome bestaan in myself. Dis wat God daar sê. Nou, hier gaan julle bietjie moet vasbyt. Soos ek gesê het, hierdie gedeelte is baie filosofies. Dit raak diep, so byt net vas vir hierdie gedeelte. En dis gaan julle aan die slaap raak. Alles bestaan uit God, wat voor alles bestaan het. Okay. Alles bestaan uit God, wat voor alles bestaan het. Niks kan nie iets tot stand bring uit niks nie. Die implikasie is, God is nie niks nie, God is iets. En daai iets is die volkome wese wat ons God noem. Nou, as jy nie iets het nie, het jy geen potensiaal nie. Anders het jy iets. Ok. So die punt wat gemaak word is, niks kan regtig niks doen. As jy nie iets het nie, dan het jy niks. Hierdie het massiewe implikasies vir ons die lewe sien. Hoekom? Eerstens, as ons dit glo, dan beteken dit dat die persoon wat alles in die lewe het, die persoon wat met ander woorde die beste werk het, die beste kar, die meeste besittings, die hoogste geplaaste posisie wat ons aan kan dink in hierdie lewe, die meeste aansien, die grootste intellek, die persoon wat ons sal beskryf as 'n persoon wat self geaktualiseerd is. Hy het 'n punt gereik van volle potensiaal. Dat daardie persoon, as hy nie God ken nie, inderwaarheid niks is nie. Want hy het alles van niks, so hy het niks. Verstaan julle dit? As hy nie die iets wat die niks geskep het, ken nie, dan is hy besig met niks in sy lewe nie. So wat is die implikasie vir ons? Hou op, onsself besig hou met niks, met die dinge van die wêreld. Ons moet God aanbid. Dis ons fokus. So as ons, met ander woorde, na hierdie dinge kyk wat verganklik is, dan is die manier of die manier wat ons kyk na dit is, hoe gebruik ek dit om God te verheerlik? Nie hoe gebruik ek dit om my te dien en myself te probeer beter maak nie. Nou, hoekom? Hoekom is dit waar? Van die tipe persoon, hierdie tipe persoon wat met ander woorde alles het, van hierdie niks nie, het geen bestaan in homself nie. As dit nie was vir God se bestaan nie, het hierdie persoon wat ons sal beskryf as die ikoon, hierdie persoon wat jy graag wil wees, die man wat jy wil wees, die vrou wat jy wil wees, die perfekte rolmodel, daai persoon, buite God, het geen bestaan nie. So hy is maar net soos ek en jy. Net nog 'n mens. So om enigiets van die niks te hê, wat uit niks ontstaan het nie, beteken niks nie. Maar om enigiets te hê, van die een wat werklik van ewigheid af bestaan, is om alles te hê. Nou ek het julle gewaarsku, dit is filosofies. Om enigiets te hê,
van die een wat alles is, het waarde. Om alles te hê van dit wat niks is, sinneloos. So kom ons maar kan ophou om rykdom na te jaag, aansien na te jaag, en om onsself te probeer laat geld. OK. Nou die mens beweeg in sy lewe van 'n laer vlak na 'n hoër vlak. Dit is baie eenvoudig. Hy beweeg van arm na ryk, hopelik. Hy beweeg van dommer na bietjie slimmer en dan na nog slimmer. Weereens hopelik. So hy beweeg van 'n lae vlak van potensiaal na 'n hoë vlak van potensiaal. Maar hy bereik nooit in homself volkomenheid nie. Dis onmoontlik. En indien hy daai punt bereik wat hy sê ek weet nou alles, dan weet hy niks nie. Tensy hy God ken. OK. So daarom kan ons dan sê wat net die persoon wat absoluut bestaan, God, wat onafhanklik is van iets buite homself vir sy bestaan, net hy bestaan volkome. Sy bestaan kan nie gemeet word in vlakke van minder en meer bestaan nie, van armer en ryker nie. Hy het alles in homself. Alles. So net God wat van ewigheid dieselfde is in sy bestaan, het met ander woorde werklike potensiaal en verstaan, om daai woord potensiaal te gebruik, wat 'n woord is wat baie problematies is. En dis wat Paulus hier in Handelinge op aanspraak maak, om terug te kom by die teks. Wat hy sê in vers 25 is, God gee bestaan aan alles. Nou onthou die konteks van Handelinge. Hy is besig om te praat met mense wat afgode aanbid. En al wat hy vir hulle sê is, julle kan julle lank besig hou met hierdie dinge wat niks is, dit beteken niks. As jy nie die werklike God wat bestaan ken nie, die God wat lewe en asem en alles gee. Vir iemand om iets te gee, moet hy dit besit, moet syne wees. So dit behoort aan God, bestaan behoort aan God. Nou 'n God wat behoefte het aan enigiets buite homself vir sy bestaan, is nie meer 'n God nie. So is 'n afgod 'n God? Nee, hoekom is hy nie 'n God nie? Want ek het hom uitgedink. Sy bestaan is afhanklik van my breinkapasiteit en my verbeelding. As ek hom nie uitgedink het nie, het hy bestaan nie. So hy is nie 'n God nie. Net die ware lewende God van die Bybel het werklike bestaan in homself. Is onafhanklik. Nou, as dit waar is, dan maak dit 'n massiewe onderskeid tussen die skepsel en die skepper. Daar's 'n kloof wat ontstaan. Nou, hier is 'n illustrasie om dit te verduidelik. Nou, hierdie aanhaling is een van die filosofiese aanhaling. Die mens kan nie 2 keer in dieselfde rivier trap nie. Julle het seker al gehoor. OK, wat beteken dit? As jy jou voet in die rivier sit, en jy sit jou ander voet in die rivier klaar verander. Die water het aangevloei, die bedding van die rivier is versteur, dis nie dieselfde rivier nie. En nie net is die rivier anders nie, jy is anders. Jy's 'n sekond ouer, en hopelik slimmer. Nou, wat sien ons raak in dit? Die skepping verander, heeltyd. Nie 1 sekonde is die skepping dieselfde nie. Daar's vordering. OK. God is vandag, gister, vandag, môre en tot in ewigheid dieselfde. Nou, probeer julle brein rondom daai en draai. Ons het nie iets om dit aan te meet nie. Dat God dieselfde is. Nou wat is die implikasie? Kan jy as jy 'n huis langs die rivier bou, vertrou op die rivier se vlak, dat dit nie jou huisie gaan wegspoel nie? Nee, want die skepping verander. Kan jy op God vertrou? Ja, hoekom? Hy's onveranderlik, 'n vaste fondament. Nou dit is 'n God wat ek wil aanbid. Want dis nie iemand wat ek nie op kan vertrou nie. So, as ons God met ander woorde verstaan vir wie hy is, as ons leer ken vir wie hy is, wat veroorsaak dit in ons?
As ons sien die tydelikheid en die veranderlikheid van die skepping en dan ewe skielik in kontras daarmee hierdie absolute persoon wat altyd dieselfde is. Wat doen dit in ons? Dit dryf ons tot aanbidding. Hoekom? Want ek is nie so nie. As ons dit raak sien, dan sien ons, hy's anders as ons. Hy's onafhanklik van die skepping. Daar is nog 'n illustrasie wat ons elke dag gebruik. As dit vanaand gebeur toe jy aangekom het. Ek het die vraag gevra en vir hierdie illustrasie wil ek krediet gee aan R.C. Sproul. Die vraag gevra, hoe gaan dit? En julle antwoorde het baie was dieselfde, baie het verskil. Dit gaan goed, dit gaan oukei, dit gaan alright. Voor die wind, kan nie kla nie. Daar's verskillende antwoorde. Nou die feit dat ek die vraag vra, hoe gaan dit? Impliseer klaar dat ek daarmee bewus is van die feit dat daar verandering in jou lewe kan plaasvind. Dit kan goed gaan met jou, dit kan sleg gaan met jou. En die antwoord wat jy dan gee, om te sê dit gaan goed of dit gaan sleg, of is middelmatig, is die bevestiging dat daar iets is soos veranderlikheid in die mense bestaan. Ok, dis illustrasies rondom ons, wat ons elke dag mee te doen het, wat selfs die kinders kan verstaan. So as ek jou vra, hoe gaan dit? Waaraan moet dit jou herinner? Jou nietigheid, jou veranderlikheid. Hierdie vraag kan nie vir God gevra word met die gedagte van dat sy antwoord gaan verskil nie. Hoekom nie? Hy is altyd dieselfde. In homself is hy altyd dieselfde. Hy word nie soos die afgode van buite af beïnvloed deur omstandighede nie. Nou, dis in die konteks van afgode wat Paulus vir ons skryf dat God dieselfde is en dat hy bestaan en lewe aan alles gee. Nou die afgode se stelsel het so bietjie vreemd gewerk in 'n sekere sin, maar tog nie so vreemd nie. Hierdie afgode het hulle eie passies gehad, hulle eie tekortkominge, hulle eie idees, hulle eie behoeftes en agendas. En hoe dit basies gewerk het, was 'n ruiltransaksie as jy afgod aanbid het. Jy wou byvoorbeeld 'n veilige seereis gehad het en die god van die see se naam was gewees Neptune, so dan gaan krap jy Neptune se ruggie. Jy gee hom 'n bietjie geld. En dan hoop jy dat die niks wat jy uitgedink het vir jou iets sal gee. Verstaan julle hoe belaglik dit is? OK. Of jy wil 'n goeie toespraak lewer, want jy's 'n filosoof. En die god van kommunikasie se naam was gewees Mercurius in die Romeinse stelsel en Hermes in die Griekse stelsel. So as jy 'n goeie toespraak wil lewer, dan gaan krap jy sy ruggie, gee hom 'n bietjie geld en dan hoop jy dat hy niks iets vir jou sal doen. OK. Nou ongelukkig doen mense vandag dit met God. Hulle het hierdie idee in hulle kop dat God gemanipuleer kan word. Nou, hierdie is 'n kontroversiële stelling dalk. Twee mense wat bid, sy gebed is nie minder kragtig as 2 miljoen wat saam bid nie. Getalle manipuleer nie God om sy arm te draai nie. Die mense dink so. Want hulle beeld van God is verwronge. Here, ek sal vir iets gee, maar ek wil iets hê. Dis afgoderry. Hoekom? Net die gedagte dat jy vir God 'n guns doen. Sê jy vir God, alles behoort nie aan U nie. Jy doen nie God 'n guns nie, hy doen jou 'n guns. Dis die omgekeerde. Nou om hierdie gedagte in jou kop te hê, is eintlik niks anders om te sê dat God afhanklik is nie. Dat hy van buite af iets kort en ek moet dit vir hom gee nie. Dis lasterlik. God is onafhanklik. Hy kan nie gemanipuleer word nie, hy kan nie omgekoop word nie, hoekom nie? Want hy is nie soos ek wat 'n kar koop en dan 'n mooier kar sien en die mooier kar dan wil hê nie. Hy het alles in homself. Perfek, volkome volmaak. Nou hier's 'n toepassing. As jy aan God iets gee, met die gedagte van dat jy om 'n guns doen, soos ek gesê, daar's 'n afgoderry, omdat alles reeds aan hom behoort. Die implikasies wat dit vir ons het, waar dit van ons van toepassing is, hoe jy kerk bywoon. As jy kerk bywoon met die gedagte van, ek kom hiernatoe om die arm van die Here te draai, dat hy hierdie week my sal seën, dan is jy met afgoderry besig. Want dan sê jy, God is nie onafhanklik nie. Dit het 'n implikasie oor hoe jy dink oor geld, oor besittings.
oor hoe jy Bybel lees. Ek lees Bybel omdat ek dink dat God my brownie points gaan gee, as ek getrou is daaraan, implikasie met hoe ons met mekaar werk. Ek werk mooi met my broer in die openbaar, maar agteraf, ek allerhande dinge wat ek te sê het. Hoekom? Want hier voor mense, wil ek dat God my moet raak sien. En dan kry ek eer, en dan kry ek bietjie aansien. Dit implikasies vir hoe ons sing. Ons sing nie om iets van God te kry nie, al sing jy hier met die valste stem, en ek gaan daar stop, met die valste stem, is dit nog steeds lof aan God. Hoekom? Want jy wat geskape is, bring lof aan jou Skepper. Dit behoort aan hom. Jou stem behoort aan hom. Dis nie, wil jy sing nie. Hy roep jou om jou stem te gebruik, om hom te besing. Dit het implikasies vir sondes in ons lewe, en hoe ons dink oor mense wat teen ons sondig. As ons bely dat aan God alles behoort, dan behoort wat ook aan hom, die wraak. So die gedagte van dat ek reg in eie hande wil neem, wat is dit? Dis 'n ontkenning van God se onafhanklikheid. Want ek wil iets wat syne is, vir my vat. Sien hoe prakties hierdie ding eintlik is. Is nie so abstrakt as wat ons dink nie. En natuurlik die haatlike een, dit het implikasies vir hoe jy jou belasting betaal of ontduik. Nou, as ons dink, ons kan God manipuleer, dan kom ons uit by dinge soos die volgende. Here, ek het U my lewe lang gedien, hoe waag U dit om my kanker te gee? Verstaan jy hoe gevaarlik dit is, soos 'n verkeerde beeld van God het. Ek doen sending, Here, soveel mense het ek al U woord gebring en hulle kom tot geloof. Hoekom red U nie my kinders nie? En jy begin 'n wrok ontwikkel. Ek sit elke Sondag op die kerkbank. Hoekom moet ek my werk verloor? Maar my buurman wat in die kroeg sit, het nog werk. Gee my deel van die kerk, Here, hoekom seën U my nie met meer nie? Net daai gedagte is klaar om te dink dat dit wat jy doen, God moet manipuleer om iets vir jou te doen. Dis afgoderry. Alles wat ons doen ons omdat ons reeds alles ontvang het. In Christus is ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel. Dis wat Efesiërs ons leer. So ons doen nie iets om iets te kry nie. Ons doen wat ons doen omdat ons alles reeds ontvang het. So die implikasie van hierdie leerstelling is, God het ons nie nodig nie. Nou let mooi op, ek sê nie, God wil niks van ons af weet nie. Ek sê nie, God is onpersoonlik nie. Sien wat ek sê is, ek sê God het ons nie nodig nie. Ek sê ook nie dat hy ons nie lief het nie. Wat ek sê is, dat hy nie ons liefde kort nie, en dat hy nie ons lief het uit 'n tekort in homself nie. Die volgende aanhaling kom uit die boek God Is. Ek gaan hom in Engels vir julle lees van Herman Bavinck, waar hy praat van die onafhanklikheid van God, the aseity of God. Hy sê, God is exclusively from himself, not in the sense of being self-caused, but being from eternity to eternity who he is, being not becoming. Hy bestaan werklik, hy verander nie. God is absolute being, the fullness of being, and therefore also eternally and absolutely independent in his existence, in his perfections, in all his work, the first and the last, the sole cause and the final goal of all things, in this aseity of God, conceived not only as having been from himself, but also as the fullness of being, are all the other perfections included. So hierdie leerstelling is baie diep, maar wat beteken dit vir ons? Ons sal uitkom by die punt om te vra, hoe sien ons dit in Christus? Want ons is sy navolgers. Nou, hierdie is 'n ongelooflike deel. Christus in sy goddelike natuur is onafhanklik. Hoekom? Hy's God. Die God wat onafhanklik is, word mens. Wat beteken dit? Ewe skielik is hy afhanklik. Hy's 'n mens. Hy het behoeftes aan kos. Hy het behoeftes aan geselskap, kommunikasie, al daai dinge. Hy was net soos ons mens. Hy was nie 90% mens nie, hy was 100% mens.
So as ons God se onafhanklikheid bestaan, dan maak dit die vleeswording van Christus soveel groter. Dat die God wat niks nodig gehad het, homself kon plaas in die posisie waar hy iets nodig het. Verstaan julle dit? Die seun wat totaal onafhanklik in sy goddelike natuur was, word afhanklik van die Vader vir sy geestelike lewe in sy menslike natuur. Johannes 5 vers 26. Want soos die Vader lewe in homself het, so het hy aan die seun ook gegee om lewe in homself te hê. Sien julle dat die seun se lewe kom van die Vader af in sy menslike natuur? Dit het gevolge vir ons. Ons gevolge is die volgende hoofstuk. Johannes 6 vers 57. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hoor julle wat die implikasie is? As jy in Christus ingelyf is deur die geloof en jy deel gekry aan hom, wat het jy? Werklike bestaan. Dan is jy wat niks was, iets. Dan het jy ewige lewe. So ons bestaan is in God se hande. Sonder dat hy ons bestaan gewil het, kon ons nie lewe gehad het, fisies of geestelik nie. So ons lewe moet draai om wat? Aanbidding van God. Soos Christus afhanklik kon word, afhanklik kon lewe van God, sy lewe kon leef waar hy nie eer ingepalm met vir homself nie, nie rykdom ingepalm met vir homself nie, maar 'n lewe geleef het van totale afhanklikheid van God. Wie is ons dat ons dink ons is hoër as Christus om nie in afhanklikheid van God te leef nie? Om te dink ons kan vir onsself sorg. Om te dink ek is my eie man. Ek sal hierdie lewe gaan op my terme. Dis verwaand. As jy dit dink, dan dink jy is beter as Christus. As Christus bereid was om dit te wees, moet ons dit wees. So as ons dit in Christus sien, dan dryf dit om ons om 'n afhanklike lewe van God te hê. Nou, as alles waar is van dit wat ons geleer het, dan is die doelgerigte lewe nie die lewe wat 'n graad en 'n doktersgraad en nog 'n doktersgraad agter die naam kan voeg nie. Dan is die doelgerigte lewe en die lewe wat eintlik iets beteken, die lewe wat draai om God en die aanbidding van hom. Dan is die arm persoon wat 'n gelowige is in 'n beter posisie as die ryk persoon wat God nie ken nie. Wat kon Paulus kan sê, Filippense 4 vers 19, en my God, die God wat werklik bestaan, sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Alles behoort aan hom, hy sal sorg. Ek gaan afsluit met 'n aanhaling weer uit die boek Gades van Mark Jones. One of our fundamental problems as Christians is forgetting God's independence and all that it means for us in Christ. We rarely, if at all, meditate on His self-sufficiency, by which He can give us all we need through His beloved Son. En dan hierdie gedeelte wat so mooi is. How much more ought we to focus on the glorious truth that God wants to give us more than we even desire. Die God wat totaal onafhanklik is, kom staan in 'n verhouding met ons. En ons leef in hierdie afhanklikheid van die een wat onafhanklik is. En hy is lief vir ons. En dit wat jy begeer in lyn met sy wil hy vir jou gee. Soos jy dit vra, dan vra jy dit vir 'n vader. Jy vra dit nie vir 'n bankbestuurder. Nie nodig om te dink, as jy in lyn met God se wil bid, dat dit nie gaan gee nie. Dit het massiewe implikasies vir hoe ons God sien. Die onafhanklikheid van God dryf ons tot 'n lewe van afhanklike aanbidding. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons bely voor U dat hierdie dinge swaar is om te verstaan, dat dit diep dinge is, Here, dat U bestaan nie met ons verstand uitgedink en geredeneer kan word nie. Maar ons dank U dat U self aan ons kom openbaar het in die woord, dat U ons deur die Gees lei om iets te verstaan van wie U is, en dat ons kan weet dat dit wat ons wel verstaan, waar is,
omdat U dit van Uself geopenbaar het. Here, ons vra dat U deur die Gees hierdie waarhede in ons harte sal indra, dat ons sal sien wie ons is in vergelyking met U, en dat U ons sal help om 'n lewe te leef van aanbidding, 'n lewe van vertroue op U, omdat ons weet dat ons van U afhanklik is. Here, ons dankie dat ons so bymekaar kan kom, en dat ons kan weet die feit dat ons vanaand hier sit en nog bestaan, die feit dat ons kon sing, dat dit is omdat U bestaan. Here, help ons in hierdie week om U te verheerlik en om te lewe as kinders wat, o Vader, anders is as die wêreld, nie omdat ons dink ons is beter nie, maar omdat ons besef, o Vader, uit watse diep put U ons kom optrek het. Here, maak ons nederig, maak ons afhanklik, en vergewe ook al ons sondes. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.